Hallo julle, so nou gaan ons doen die rekenkundige vergelyking van kontant betalingstransaksies. OK, so, weer eens jy vra vir jouself presies dieselfde vraag. So die besigheid koop toerusting ter waarde van R43.000 en betaal per UFO. So jou nommer is die eerste. Watter twee rekeninge is betrokke? Onthou in die KBJ is dit ook altyd bank, want jy ontvang geld van bank. En wat koop jy aan? Jy koop toerusting aan. So, jy gaan nou met ander woorde hierso sê, toerusting. So, bank is 'n bate, toerusting is ook 'n bate, want jy kan jou toerusting, as dit sleg gaan met die besigheid, kan jy jou toerusting weer verkoop om geld te maak. OK, so, jy koop goed, so jou bank word minder, so jou bates word minder. Toerusting is ook 'n bate, jy koop dit, so jy kry toerusting by, so hierso gaan jou bates plus. So, ons moet ook onthou om net gou weer vir Bluey te doen. So, bates, laste, uitgawes, inkomste en eienaarsbelang, debiet, krediet, en jou rympie sal weer plus, minus, minus, plus, plus, minus, minus, plus en eienaarsbelang is OK, so onttrekkings en kapitaal. Dis waar OK vandaan kom en dit is waar Bluey. Dis maar net rympies wat ek gemaak het om het te onthou. So, bates word meer aan die debietkant en minder aan die kredietkant. So, hierso by die minder gedeelte gaan jy sê krediet en by die meer gaan jy sê debiet. So, nou, hierso gaan ons dit invul. So, die brondokument, jy verkoop dit, hulle sê betaal per UFO, onthou, die brondokument van die KBJ is net bankstaat, so jy gaan sê BS, joernaal is KBJ, so rekening gedebiteer, ons het gesê ons gaan toerusting debiteer, en rekening gekrediteer, ons het gesê ons gaan bank krediteer. So, nou, sien jy, albei is 'n bate, die een is plus, die ander een is minus, so jy kan hierso onder bates net sê, plus minus R43.000. En dan bly daai 0. OK. Dan, op die tweede water en elektrisiteit rekening van R3.500 is betaal per UFO, so weer eens, dit is 'n KBJ transaksie, so bank is een van hulle, en wat betaal jy? Jy betaal vir water en elektrisiteit. OK, bank is 'n bate, water en elektrisiteit is 'n uitgawe, so dit val onder eienaarsbelang. Bank word minder, kyk gou mooi. Onthou, hierso vra ek wat maak word eienaarsbelang minder of meer. Uitgawes maak jou eienaarsbelang minder. Maar onthou, met Bluey, uitgawes is apart. So, jou uitgawes word meer, want jy moet dit betaal. So, uitgawes word meer. So, bank is 'n bate en is 'n minus. Bates word minder aan die kredietkant en uitgawes word meer aan die debietkant. Onthou, die een moet altyd krediet wees en die ander een moet altyd debiet wees. So dit is op jou bankstaat, KBJ, rekening gedebiteer is met ander woorde water en elektrisiteit. En die rekening gekrediteer is bank. OK, water en elektrisiteit, OK, bate is nog steeds 'n minus, so jy gaan sê onder bates minus 3.500
En hierso, water en elektrisiteit is deel onder eienaarsbelang en uitgawes maak eienaarsbelang minder. So dis hoekom gaan ek hierso sê onder eienaarsbelang minder R3.500. Ok, die eienaar het R3.000 kontant vir eie gebruik geneem. Nou, julle moet onthou, as ons praat van geld word ontvang word gebruik uit eie belang van die besigheid, van die eienaar, dan is dit onttrekkings. So dit is bank en onttrekkings. Ok, so, bank is 'n bate, onttrekkings is deel van eienaarsbelang. So, bank word minder, en onthou, onttrekkings maak jou eienaarsbelang minder. Dan, bates word minder aan die kredietkant, en dan, as jy hier kyk, sien jy, onttrekkings het ons gesê is debiet. So, dis nog steeds op die bankstaat, dis nog steeds in die KBJ. Dan, rekening gedebiteer is met ander woorde onttrekkings. Rekening gekrediteer is met ander woorde bank. So, dit gaan met ander woorde wees, ons gaan sê bank word minder, so bates word minder, en dit is, jenetjie tog, ek sien ek het nou die 4de se transaksie gedoen, sorry julle. So dit is R3.000 daar, en eienaarsbelang word minder van onttrekking, so dis R3.000, en nou kom net 'n 0. Kom ons doen nou gou vinnig die derde sin. So, die derde sin is R20.000 is op die lening terugbetaal per EFO. So, nou, dit is 'n bank, en onthou, 'n lening is jy gaan leen geld, maar jy moet dit met rente terugbetaal. So, hulle praat hierso van terugbetaal, so nou weet jy, dit is rente-uitgawe. Of jy kan ook met ander woorde sê rente op lening, dis ook fyn. So, bank is 'n bate, rente op lening, rente-uitgawe, uitgawe sê vir jou dis 'n eienaarsbelang. Ok, bank word minder, en dan, uitgawes maak eienaarsbelang minder, so dit is met ander woorde, maar jou uitgawes word meer. So, bank word minder, bates word minder aan die kredietkant, uitgawes word meer aan die debietkant. So, dan gaan ek met ander woorde die brondokument bly bankstaat, dit bly die KBJ. So, dan rekening gedebiteer, het ons gesê, rente op lening, rente-uitgawe. Dan rekening gekrediteer is met ander woorde bank, en dit is met ander woorde minus R20.000 en minus R20.000. Ok, dan handelsvoorraad is vir R24.000 gekoop en per EFO betaal, so dit is as jy die fisiese produk aankoop, so dit is bank en handelsvoorraad. Bank is 'n bate, handelsvoorraad is deel van ook 'n bate, want jy verkoop dit om geld te maak. Bank word minder, want jy verloor geld, maar jy kry handelsvoorraad by, so dit is weer plus. Bates word minder aan die kredietkant en meer aan die debietkant. So, dit is nog steeds bankstaat, is nog steeds KBJ, rekening gedebiteer, is met ander woorde handelsvoorraad. Rekening gekrediteer is met ander woorde bank. En albei se bate, so dit is plus minus R24.000. So dit is hoe jy 'n rekenkundige vergelyking doen van jou kontant betalingstransaksies.